Ons is in week 2 van rigtingaanwysers. En hierdie week het ons 'n fokus op dankbaarheid. Ons het vir die afgelope week wat verby is, het ons hierdie reeks begin en ons laasweek bietjie gefokus het op om optimisties te wees. En die reeksgedeelte is Spreuke 15 vers 15 en ek wil hom graag vir jou weer lees. Hy sê die volgende: Spreuke 15 vers 15: Die bedrukte mens bring elke dag net probleme. Maar vir die blymoedige mens is die hele lewe 'n fees. Nou, in 'n wêreld van vandag is dit so moeilik om altyd optimisties en positief en dankbaar te wees as jy konstant omring is met negativiteit. Nou in my tyd het ek nou al gesien, jy kry 3 tipes negatiewe mense. Ek noem hulle, die eerste een is die Gautenger, die tweede een die Vrystater en die derde een die Kaapenaar. Nou hoe hierdie 3 mense klink as volg. So die Gautenger, hy sê die volgende: hierdie lug is so vuil. En moenie eers dat ek begin met hoe besig ek is nie. En die verkeer is 'n nagmerrie. En as jy kyk na hoe 'n Vrystater kla, hy sê dit is so plat hierso. Hoekom moet dit so plat wees? Ek wil nie weet wat in my buurman in die noorde se huis aangaan terwyl ek in die suide sit nie. En moenie dat ek begin met hoe die koud die winters is en hoe warm die somers hier is nie. Nou wat vir my die interessantste is hoe 'n Kaapenaar kla. Nou kyk, ek het nou al 3 hierdie beleef. Ek was van Gauteng af en ek is gebore in die Vrystaat en nou is ek besig om 'n Kaapenaar te word. En dit is my interessant om te dink oor wat kan 'n Kaapenaar kla? Ja, ek dink as dit nou oor 'n Kaapenaar se kla gaan, sal hulle die volgende sê: Jessie, hoe kan dit so mooi hierso wees? Die berge, hoe is die berge so hoog? En ek bedoel as ek hier op Gordons Bay se berg staan en ek kyk oor die hele pas en ek kyk oor hierdie baai, dis te mooi. En as ek kyk na die see, hoekom is dit so blou? En moenie dat ek begin met hoe vars hierdie lug is nie. Ek wil sommer terug Gauteng toe gaan, net om 'n bietjie veilig in te asem, om net weer hierdie vars lug weer te asem. Nou navorsing bewys dat dankbaarheid is die sleutel vir positiwiteit. Dankbaarheid sluit die positiewe in jou lewe oop. Wat nogals hartseer is dat baie mense nooit hierdie kan beleef nie. Lukas 17 is die storie van die 10 melaatses en hierdie storie van die 10 melaatses, Lukas 17 is eintlik hierdie storie in hierdie stuk oor geloof, maar hierdie spesifieke gedeelte van vers 11 af help ons om dankbaarheid te verstaan. Dit kleer vir ons hierdie prentjie in van wat is dankbaarheid en hoe is dankbaarheid in hierdie wêreld. En ek wil graag vir dit lees. Lukas 17 vers 11 tot 13 sê die volgende: Op sy reis na Jerusalem het Jesus al met die grens om tussen Samaria en Galilea langs gegaan. Net toe hy 'n sekere dorpie wou binnegaan, kom 10 melaatse mans hom tegemoet. Maar hulle bly op 'n afstand staan en roep kliphard: Jesus, Here, ontferm U oor ons. Nou voordat ons kan verder gaan, is dit belangrik om te verstaan, hoe lyk melaatsheid? Wat is melaatsheid? In Levitikus 13 verduidelik vir ons melaatsheid. En as jy kyk na 'n melaatse persoon, is 'n persoon met hierdie geskeurde klere en met sy vel wat verskriklik vieslik gelyk het en van sy dele van sy liggaam wat al af begin vrot het. Dis hierdie onrein mens wat sy hare afgeskeer het en is 'n persoon wat weggejaag is van die plek van waaraf hy kom. Hulle lyf was vol sere en hulle het jare laas aanraking gehad. Maar hierdie melaatse mense met hierdie honger vir mense en hierdie honger vir gesondheid sien Jesus en hulle sien krag en hulle sien hoop vir iemand wat hulle kan verlos van hulle omstandighede. Nou op hierdie reis waar hulle was, sien hulle die Here en vir my die eerste ding wat ek sien is hulle skree op die Here en soos wie is jy om die Here te skree, maar ek besef hierdie skree was 'n roep na hulp gewees. Hierdie feit dat hulle nie te naby aan Jesus wou kom nie, want hulle self as onrein gesien. Maar die storie van Lukas 17 gaan verder in vers 14 tot 19. Toe hy as Jesus hulle sien, sê Jesus toe vir hulle:
Gaan wys julle self vir die priesters. Nou, net as ek vir 'n oomblik daar kan stop. Hulle moet hulle self nou gaan wys vir die priesters wat die mense is, wie hulle nou net weggejaag het. Ek moes dink, dit moes nogals moeilik wees vir hulle om eerstens net terug te gegaan het. Maar in elk geval, die 10 besluit hoe hulle gaan. En op pad daarheen het hulle gesond geword. Een van hulle het toe gesien dat hy genees is. En hy draai toe om en prys God hardop. Hy het voor die voete van Jesus geval. Hy het hom gedank. Hierdie man was 'n Samaritaan. Jesus sê toe vir hom, waar's die ander 9? Was daar nie 9 wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander dan? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee, behalwe hierdie man, wat nie eers 'n Jood is nie? Jesus sê toe vir hom, staan nou op en gaan huis toe, want jou geloof het jou gered. Nou hier gedeelte teken vir ons hierdie 2 prentjies, van gehoorsaamheid van om te gaan, maar gehoorsaamheid stop nie net om te gaan nie. Daar's iets spesiaal wanneer jy verby hierdie gehoorsaamheid gaan, wanneer jy dankbaarheid wys. En dis wat hierdie man se lewe gered het, is hierdie dankbaarheid. Maar ons sien ook dat dankbaarheid is 'n keuse. Dankbaarheid is 'n dissipline. Dankbaarheid is nie iets wat natuurlik vir almal kom nie. As dankbaarheid 'n natuurlike reaksie was, dan sou almal dit gedoen het. As dankbaarheid 'n natuurlike reaksie was, sou al 10 van daai manne omgedraai het en Jesus en God die eer gegee vir wat net in hulle lewe gebeur het. As dankbaarheid eenvoudig was, dan is hulle almal omgedraai. Maar in hierdie storie sien ons dat net een van die 9 omgedraai het en dankbaarheid te gewys het. Dankbaarheid het 'n baie groot realiteit in my lewe geword, so 10 jaar terug. Ek sit in Polokwane net na skool in die kar en ek is stoksiel alleen en ek het hierdie ongelooflike depressiewe gedagtes in my hart en ek besef dat ek nodig het om by iemand uit te kom. Terwyl ek in my kar sit en nou met 'n geworstel in myself, besluit ek toe nou ek gaan by 'n sielkundige uitkom en ek gaan met 'n sielkundige gaan praat. Toe ek by die sielkundige kom, na die toets wat sy my gedoen het, toe is haar oë so groot, sy sê, luister, jy's verskriklik depressief. Jy moet by 'n psigiater uitkom. Maar die lig is dadelik uit my seile uitgevat en ek sê, daar's nie 'n manier nie, ek kan nie. Ek bedoel, ek kom van Bloemfontein af en ek het in hierdie verskriklike konservatiewe dorp groot geword. Daar is iets goed soos jy gaan na 'n sielkundige toe. Die ironie is, nou as jy getroud met iemand wat sielkundige swat het, dis die snaakste van alles. Maar in elk geval, ek sit met hierdie wroging, van ek moet nou, hier's iets groot fout met my en ek het hulp nodig. En sy sê vir my, okay, daar's een aktiwiteit wat jy kan probeer, maar as jy terugkom na 'n maand, en daar's nie 'n radikale verandering in jou nie, dan gaan jy na 'n psigiater toe moet gaan. En ek sê, ek sal enige iets doen, asseblief, sê vir my wat ek moet doen. En elke oggend sê sy vir my, as ek wakker word, as ek my oë oopmaak, moet ek dankbaar wees en dankie sê vir die heel eerste ding wat ek raak sien. Begin by die dak. Begin by om dankie te sê dat ek 'n dak oor my kop het. Begin om dankie te sê vir die komberse wat my vashou. Begin om dankie te sê vir die feit dat ek in die kombuis in kan stap en kos kan eet. Begin om dankbaar te wees en 'n lewe van dankbaarheid te hê. Ek begin toe hierdie elke liewe dag te doen, my eerste halfuur van my lewe. En toe ek al 'n maand later by haar toe inkom, toe kon sy nie glo wat 'n verandering wat in my lewe plaasgevind het nie. En ek sien toe die effek van dankbaarheid in my lewe. Dankbaarheid het 'n fisiese effek op 'n mens. Psalm 100 vers 4 sê, gaan sy poorte in met dankliedere. Dit is moeilik om te aanbid. Dit is baie moeilik om te aanbid partykeer. Maar wanneer ek iets kort, maak dit maklik vir my. Maak dit eenvoudig vir my. En dit bring my na 'n plek van dankbaarheid toe. Ek wil jou uitnooi om vandag dankbaarheid te kies. Kies vandag om dankbaar te wees. Ek wil vandag vir jou 3 stellings gee om jou te help om dankbaarheid te kies. Die eerste stelling is, elke goeie gawe kom van God af. Nou daar wat jy by die huis sit, as jy saam met iemand kyk, wie net sommer vir die persoon wat langs jou sit net sê, ek is dankbaar. En elke goeie gawe kom van God af.
Jakobus 1 vers 17 help ons om hierdie dankbaarheid en hierdie gawes wat God vir ons gegee het te verstaan. Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo af. Dit kom van die Vader wat die hemelligte geskep het. Wie net vandag ontdek dat die Here vir jou 'n gawe gee het. En elke goeie gawe kom van God. Want alles van God is goed. God gee vanoggend vir jou 'n geskenk. God gee vandag 'n geskenk in jou lewe. Nou, hier sê jy dalk vir my, hoorie, ek hoor wat jy sê. Alles wat God vir my gee, kom van hom af, maar ek het gewerk vir hierdie. Ek het gewerk vir hierdie promotion. Ek het gewerk om my matriek deur te kom. Ek het gewerk om universiteit deur te kom. Ek het gewerk om hierdie werk te kan kry. Dis die waarheid. Jy het gewerk daarvoor. Maar God het vir die gawe gegee om dit te kan doen. God het vir jou bemagtig om te kan werk. Van Genesis tot in Openbaring sien ons al hierdie stories van God wat gawes gegee het vir hierdie mense om hulle werk te kon doen. God gee vir Noag die planne en die gawe om die ark te kan bou. En hierdie gawes wat hy gekry het, red sy familie op die einde van die dag. God gee vir Israel brood in die oggend en 'n kolom van vuur in die aand. God stuur vir Jesus, vir my en jou, om ons te vergewe van ons sonde. God stuur 'n vis vir Jona, om hom te red. God gee vir Dawid die gawes om Goliat te kan red. God gee sy vrede, sy Heilige Gees, om binne my en jou te kan leef. God gee mense lewe. En God gee vir jou vriende en mense om jou. God is goed. En alles wat God doen, en alles wat God gee, is goed. Hierdie goedheid en hierdie gawes het ek ontdek op 'n baie moeilike manier. En ek dink regtig dat God baie keer deur moeilike omstandighede en moeilike tye ons gawe laat opkom. Laat die mooiheid van ons gawes laat uitkom uit ons lewe uit. En ek het hier 'n verskriklike moeilike seisoen in my lewe gegaan, waar ek regtig besef het dat my gawes in die lig ingebring is as gevolg van hierdie moeilike tyd. En ek het in graad 7 my arm verskriklik erg gebreek en dit het veroorsaak dat ek vir 'n hele jaar lank geen sport kon doen nie. Waar ek my eerste span hokkie gemis het, waar ek gevoel het ek het vriendskappe verloor, waar ek gevoel het ek het so baie in lewe verloor. Het ek later besef dat God hierdie armbreek situasie gebruik het om gawes in my te vorm. In hierdie tyd kon ek letterlik net musiek gemaak het. En in daai jaar het musiek vir my so groot deel van my lewe geword en dit het my bemagtig om vandag te kan doen wat ek kan doen. God gebruik moeilike situasies om gawes oop te sluit. En dit sluit positiwiteit in my oop. Dit bring my na die tweede punt toe. Die tweede stelling. Ek sal nie toelaat dat dit wat ek wil hê, my beroof van dit wat ek het nie. Dalk moet jy vanoggend dit hoor. Dalk moet jy hoor dat jy nie moet toelaat dat jou begeertes jou beroof van dit wat die Here reeds in jou hande gesit het. As ek vir jou vra, wat is dit wat jy graag sal wil hê? Dan is dit so eenvoudig. Jy dink dadelik aan waar jy dalk gister by Builders ingestap het en hierdie beautiful marmerblad gesien het. Waar jy dalk hierdie kar gesien het. Waar jy dalk hierdie oorseese vakansie oordroom. Dit is so eenvoudig om net te dink aan alles wat ons wil hê, maar dit is partykeer nogals moeilik om dankbaar te wees en bewus te wees van dit wat ek reeds het. Prediker 6 vers 9 sê, wat die mens het, is beter as wat hy begeer. Ook hier kom dit tot niks. Dit is 'n gejaag na wind. Dit wat voor jou is beter as dit wat jy wil hê. Hierdie gedeelte probeer vir ons verduidelik dat dit wat reeds in jou besitting is, dit wat reeds in jou hande is, dit wat God reeds vir jou gegee het, is soveel meer belangrik en soveel meer kosbaar as alles wat jy oordroom en begeer. En hierdie persoon wat hierdie geskryf het iets besef van. As ek konstant my begeertes najaag,
gaan ek vir ewig hardloop na niks toe nie. Maar as ek dankbaar is vir dit wat in my hande is, dan sluit ek iets ongelooflik spesiaal oop in my lewe. Dankbaarheid maak dat dit wat ek nou het, genoeg is. Dis nie 'n gelukkige mens wat dankbaar is nie. Dis 'n dankbare mens wat gelukkig is. Net daar waar jy is, wil jy net vir 'n oomblik net dink aan wat jy het nie. Net vir 'n oomblik dink aan die 3 etes wat jy vandag het. En as jy 'n tiener in die huis het, die 13 etes wat jy moontlik vandag gaan hê. Dink aan jou bed. Dink aan jou dak oor jou kop. Dink aan jou klere. Dink aan die feit dat jy meer as 1 paar skoene het. Dink aan die feit dat jy werk het. Dink aan dat jy vervoer het. Dink aan die feit dat jy actually 'n selfoon het en heel waarskynlik moontlik 'n selfoon kan upgrade. Dink aan jou vakansie. Wees dankbaar vir vriendskap. Ons weet presies wat ons nie het nie. Maar ons vergeet partykeer van dit wat ons het. Ek het besef dat mense wat baie minder as ek het, baie keer meer dankbaar as ek is. En terwyl ek op 'n uitreik was, het hierdie regtig vir my realiteit geword. Waar jy elke liewe dag 5 km moes stap vir water. 5 km moes stap vir hout om kos mee te kan maak. Jy het nie 'n toilet nie, jy het nie lopende water nie. Maar hulle het soveel meer dankbaarheid as wat ek ooit oor kon droom. En ek besef toe net in daai oomblik dat dankbaarheid gaan nie oor dit wat ek nog moet kry nie. Dankbaarheid is 'n keuse vir dit wat ek reeds het. En Paulus het hierdie oopgesluit en hierdie verstaan as iemand wat baie gehad het en iemand wat baie min gehad het. En Paulus skryf vanuit hierdie perspektief uit Filippense 4. Hy sê, want ek het geleer, Filippense 4 vers 11 tot 13 sê hy, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek weet om verneder te word. Ek weet om oorvloed te hê. In elke opsig en alle dinge is ek onderrig. Om versadig te word sowel as om honger te ly. Om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur Jesus Christus wat my die krag gee. Paulus het hier 'n uitnodiging. 'n Uitnodiging om bewus te raak van in tye wat jy niks het nie. Ontdek dat Jesus nog steeds daar is. Dalk is jy op 'n plek wat jy voel jy het niks nie. En dalk het jy nodig om vandag te ontdek dat jy net Jesus oor het. En dit is genoeg. Paulus se uitnodiging is hier om Jesus te ontdek. En te ontdek dat in tye van min en in tye van baie is Jesus genoeg. Hoe lyk jou lewe? En is Jesus genoeg vir jou? Die laaste stelling 3. I will turn every blessing into praise. Elke seëning, met elke seëning in jou lewe, wil ek jou uitnooi om voor die aangesig van Jesus te val. Val voor sy voete en hê 'n lied van dankbaarheid. Psalm 63 vers 4 tot 6 sê, U troue liefde is meer werd as lewe. Meer werd as lewe. Daarom sal ek U prys. Ek sal U my lewe lank loof, my hande ophef om U naam te prys. Soos elke keer wanneer ek U goeie gawes geniet, sal ek U altyd roem met 'n jubelende mond. As ons dit nie gaan doen nie, is daar die volgende wat in ons hart gebeur. Wanneer ons nie ons blessings in prys oorsit nie, begin hoogmoed broei in ons hart. Begin goed soos ek verdien dit, of dis my reg, begin daai goed wortel te skiet. Craig Rochelle sê, every time we don't turn a blessing back into praise, it turns into pride. Dalk het jy nodig om dit vanoggend te hoor. Every time we don't turn a blessing back into praise, it turns into pride. Ek wil vir jou dalk bewus maak vanoggend, maar ons verdien niks. God skuld my en jou niks nie. Ten spyte daarvan gee hy alles vir ons. Ek wil hê dat jy
moet reageer op hierdie. Daar kan jy net 'n liedjie aansit en ons het vanoggend in die diens gesing, sing van Retief Burger en daar kan jy dit aansit of daar kan jy Gratitude van Brandon Lake aansit, maar ek wil jou uitnooi om vir 'n oomblik net te reageer. Ek wil jou uitnooi om vir 'n oomblik te reageer met dankbaarheid. Met 'n jubelende mond soos Psalm sê. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons kan reageer op hierdie woord. Dankie dat ons U kan aanbid met 'n jubelende mond. Here, dankie dat ons dankbaarheid vanuit ons hart uit kan wys. Dankie dat ons weet dat U altyd daar is vir ons en dankie dat ons vandag kan ontdek dat U is oor is genoeg in my baie en in my min.